Pastoor het hierdie week en hy draai gemaak op my gevra. Ek moet my verskoon. Ek het voel word met die Heilige Gees dalk ek emosioneel. En ek bid al vir 'n lang tyd om aan die kant te staan. As 'n pastoor. Ek het hom al genade op dit. Ek dink dit was in 2019 het ons mekaar gesien oor dit en so. En ek wil baie graag doen nie. Ek voel dis die rigting by die Here my en wil stuur. So as ek 'n bietjie emosioneel raak, sorry. Ek wil hier is oor. Ek voel die Here wil volgende hê ons moet 'n bietjie luister na liefde. Dis wat hy op my hart gedruk het hierdie week om vir julle dit oor te dra. Nou, liefde is 'n uiteindelike maatstaf van ons sukses. Alles wat ons bereik in die lewe word bepaal oor ons liefde vir daai ding. As ons nie 'n passie het of 'n liefde vir dit het nie, gaan ons dit nie bereik nie. Neem enige ding in die lewe wat jy aanpak. As jy nie liefde vir dit het nie, raak jy vinnig verveeld met dit. En jy stoot dit op sy. Nou, Jesus sê deur jou liefde vir mekaar sal die wêreld weet dat jy my disipel is. En ons lees dit in Johannes 13, vers 31 tot 35. Toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die seun van die mens verheerlik en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik. En hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek sê nog dit, ek is nog net 'n klein rukkie by julle, dan sal julle my soek. En soos ek vir die Jode gesê het, sê ek nou vir julle ook. Waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Sy liefde is perfek. Ja, God se liefde is perfek. Dit beteken dat niks kan bygevoeg word om dit beter te maak nie. Dit is die perfekte antwoord op jou en my hartsbegeertes. In Jesaja 54 vers 10 sê vir ons, berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou lief het. Ek bedoel, as jy in ag neem dat God se liefde kan nie wankel nie, beteken dit dis nie swak. So as die liefde so sterk is dat dit uit God se eie mond uitkom om vir jou te sê dat dit kan nie wankel nie. Hoe sterk is daai liefde? Nou die liefde is so swaar soos dreinerende reën wat op droë, dorre grond val. Daai liefde wat God vir ons het, is soos daai eerste reëns. Mense wat met plase, boer en so aan, met laas jaar en die vorige jare se droogtes, toe daai reën val. Ek kyk 'n video wat my skoonpa vir ons gestuur het gister. Hulle het 44 mm reën gekry. Hulle bly in Arnos in die Kalahari. Die opgewondenheid dat hy 'n video stuur net om vir ons te wys hoe dit lyk op sy plaas na daai reën. Dit is hoe daai water, sy liefde van God vir ons is. Sy liefde is soos 'n lig, 'n verfrissende briesie in die hitte van die somer. Ons is nou besig om in daai gedeelte te gaan waar verskriklik warm raak hierdie dag. En is dit nie 'n verfrissende gevoel as jy by die huis uitstap en jy weet hoe warm dit buite is en dan blaas hierdie of waai hierdie koel briesie oor jou en jy voel net reg en gereed om die nuwe dag aan te pak. Dit is hoe God se liefde vir ons is. Die passievolle liefde wat hy vir jou het, is soos 'n brandende warm vlam in die middel van 'n koue winter. Ons het nou 'n winter ervaar. Ons gaan nou in ons, of nie winter nie, ons het nou 'n koue streek met ons reën ervaar, maar ons gaan nou ons winter in. En baie van ons gaan binnekort daai heater aansit en as jy gelukkig is om 'n kaggel binne in jou huis te hê, om hom 'n bietjie te stook, net om daai warm hitte binne in jou huis te hê. Dit is hoe God se liefde is, as dit binne in jou hart is. En jy gaan daai passie hê en daai wil hê dat die mense in die omstreek van jou dit gaan wil ervaar. So God het jou lief
net soos wat jy is. Ek sê weer vir julle, die liefde van God is oral in ons. En daai liefde is op jou gefokus as mens, net soos wat jy is. Elke oggend skryf hy vir jou 'n liefdesbrief. Hy vang die son se strale op om die binneste van jou hart op te warm. Dis daai liefdesbrief wat God vir jou stuur. Dis daai warm gevoel wat God vir jou gee. Nou ek nooi jou uit om dit te ontvang en te glo dat God jou liefhet, net soos jy is. Glo dat God se liefde onbeperk is. Gryp die liefde aan, sodat dit goddelike liefde, die kettinge wat jou gebind hou, breek. Die trane wat jou stort, opdroog. En jou hart sal genees. Dis wat God se liefde aan jou kan doen. Dit kan jou genees. Dit kan dit wat in jou lewe vir jou wag en lê, wegvat van jou af. En vir jou die paaie gelyk maak. Maar jy moet daai liefde wat God het, aanvaar. Nou, die boek Spreuke is 'n uitstekende boek in die Bybel om raad te kry oor ons daaglikse lewe. Of dit nou is oor verhoudings wat jy dalk het met mense, of dit nou die liefdesverhouding is, of besigheidsverhouding, of vriendskaplike verhoudings. Die leefwyse of die keuses wat ons maak, is dit 'n uitstekende boek om te lees. Spreuke 15 deel 'n groot geheim oor hoe om die woede wat ons ervaar in die daaglikse omstandighede te hanteer. En ek lees vir julle uit Spreuke 15, vers 1. 'n sagte antwoord laat woede bedaar. 'n krenkende woord laat woede ontvlam. Mag God, met God se hulp, kan jy jou reaksie op kwetsende woorde sag maak. Met saggeaarde reaksies en woorde kan jy 'n verskil maak. Nog 'n sleutel tot dit word in Jakobus 1 vers 19 tot 20 gevind. En hier lees ek vir julle die Engelse weergawe van dit. So then, my brethren, be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. As jy die woord ter harte neem, sal jy nie net groei in selfbeheersing nie, en jou emosies sal jy ook nie net kan beheer nie, maar jy sal ook 'n vredevolle verhouding ingelei word met die mense om jou. Met wie ook al jy betrokke is, as jy hierdie woord deel van jou lewe maak, hierdie liefde van God, sal jy 'n liefdevolle verhouding hê met die mense om jou. Ja, God kan jou gebruik om vrede te skep in 'n situasie waar woede oor kan neem. Neem ek wat 'n onderwyser is, daar's elke dag daai geleentheid daar om kwaad te word oor 'n kind se reaksie in die klas, huiswerk wat nie gedoen is nie, take wat nie ingegee is nie, toetse wat swak gedoen is. Ek moet God se liefde in my hê om myself te kan beheer in daai klas. Andersins leef ek nie God se liefde uit nie. Is ek nie 'n kind van God nie, want dis wat van ons verwag word. As kind van God moet ons daai liefde uitleef in die mense in ons direkte omgewing. So ek daag julle uit om die week gewillig te wees om te luister. Nie te gou te praat nie en nie gou kwaad te word nie. Mag jou mond gevul wees met woorde van vrede en liefde. Wees 'n ambassadeur van God se liefde. Mag jou woorde genesing bring. So, gaan uit, gaan doen groot dinge, behaal groot prestasies vir hom. Verkondig sy woord aan al die nasies. Maak disippels van al die nasies. Maar moenie vergeet nie. Doen dit alles in liefde. As jy nie in liefde leef, sal dit as jy in liefde leef, sal dit wat God in jou lewe gesaai het, jou vrugte gee, wat jou verstand te bowe sal gaan. Regtig, ons weet nie, ons besef nie wat God in sy hand met ons staan
en vir ons wil gee nie. Al wat ons moet doen, is om 'n hart soos hy te hê. As jy 'n goddelike hart het, met daai liefde, kan jy enige ding aanpak in die wêreld, en jy gaan dit trotseer. Want God gaan jou seën, want jy het sy goddelike liefde in jou. Jy het sy hart in jou. So ek daag julle uit, reg. Gaan op julle knieë, wanneer julle dit ook al doen, en vra vir God, om vir julle 'n hart te gee, soos syne. Dan gaan jy daai goddelike liefde ervaar, en jy gaan dit uitstraal in die mense om jou. En mense gaan deel van jou lewe wil wees, en meer van jou as mens wil ken, want jy straal God se liefde uit. So kom ons bid saam asseblief. Hemelse Vader, in alles wat ek doen, laat my nie vergeet in om liefde te leef nie. Soos u woord sê in 1 Korintiërs 13, as your word says, I am bankrupt without it. Please give me your heart today. Here, ek bid dit alles in Jesus Christus naam, oor hierdie gemeente en vriende. Amen.